Ek wil vanoggend vir die Here dankie sê. Vir sy genade, vir sy liefde, vir sy omgee vir die mens. Jy weet die Here wat ek aanbid, is nie selfsugtig nie. Die Here wat ek aanbid, gee om vir mense. En hy wil hê dat my lewe gemaklik en goed moet gaan. Maar weet jy, soveel keer in die lewe kry ek teekanting. Nie as gevolg van wat die Here wil hê ek moet doen nie. As gevolg van wat ek doen. My lewe, my keuses wat ek maak, is die rede hoekom ek sit waar ek sit. Ek sê baie maal vir mense, elke aksie het 'n reaksie. Ek kan nie vandag iets verkeerd doen en môre dink ek gaan maar net aangaan met my lewe nie. Terwyl ons in hierdie tyd lewe, en ek het so rukkie terug gesê, ons lewe in die tyd van keuses. Alles wat ek maak is my keuse. Ek kan nie my vrou blameer oor dit wat ek doen nie. Maar ek wil vanoggend vir jou 'n vraag vra. En elkeen sal dit nou gaan sit en bedink en wonder. Ander gaan weet, ander gaan dalk twyfel. Wat is 'n vriend? Of wil ek vanoggend vir u vra, wie is u vriend? Toe ek op skool was, het ek 'n vriend gehad. Ek was nou nie iemand wat 'n groep vriende gehad het nie, want ek deel nie met die goed wat julle wil deel nie. Ek doen wat ek wil doen. Ek het nie geval onder groepsdruk. Almal het gaan join, dan gaan ek saam met hulle nie. Maar ek het tog, oral het ek een persoon gehad, wat saam met my kon gaan. Ek onthou op laerskool, in Barberton het ek 'n vriend gehad, sy naam was Groewee. Net een. Toe Groewee die prentjie uitval, toe sit Stefan. En daar Stefan dink ek nie, ek het 'n goeie vriend gehad, toe kom ons in Evander, en daar's weer 'n ander vriend gewees, kan nie sy naam onthou nie. En toe ons hier in Carletonville kom, 1995, het ek 'n vriend gehad wat net so krom soos ek was. Ons staan vir wat ons staan, ons gee nie om wat die ander wil hê. En sy naam was Johan. Maar toe die tyd aanloop, en ons klaar met skool, het ek en Johan se paadjies geskei. Ek weet vandag nie waar sy nie. Want vriende kom, en vriende gaan. Op 'n tyd in my lewe het ek vriende gehad, wat ek vandag nie weet waar hulle is nie. En so kan almal van ons, ek weet my ma is iemand wat hou van om ou mense te gaan soek. Wat hulle my in Nelspruit by vriend was, en dan soek sy hulle en dan kommunikeer sy. Nou ek is nou ongelukkig nie so nie. Ek sê nou die dag vir iemand, iemand vraag my, het jy nie vriende? En ek sê nee. My vriend is daar in die huis, ons noem dit my vrou. Want weet jy wat? 'n vriend is iemand met wie jy alles deel. 'n vriend is iemand vir wie jy niks wegsteek nie. 'n vriend is iemand wat na jou kyk soos jy is. En wat net die beste vir jou wil hê. Ons sing daai liedjie baie keer, wat 'n vriend het ons in Jesus. Hy wat in ons plek wil staan. Daar's 'n Engelse liedjie wat sê, the best friend to have is Jesus. He will hear you when you call. He will keep you lest you fall. Maar ek wil vanoggend vir u sê, vir my en u is Jesus, ek kan nou sê, Jesus is my vriend nie. Nou gaan hy weer vir my sê, maar hoekom nie? Want Jesus is die seun van 'n lewende God, hy is my God. Hy is die Alfa, hy is die Omega. Hy is die begin, en hy is die einde. En weet jy, vir my en u, om 'n vriend van Jesus te word,
beteken een ding, ek moet myself verloon, my kruis opneem, en hom volg, soos die skrif sê. Ek het 'n paar skrifte wat ek vir u wil lees vanoggend. Ek gaan nie dalk nie baie lank besig hou nie. Maar terwyl ek vanoggend die skrif lees, besef ek, Here, om 'n kind van die Here te wees, is heeltemal teenoorgestelde as om in hierdie wêreld gelykvormig te wees. Ons sing 'n liedjie vanoggend. Wat was daai liedjie wat Pa gegee het? Nou vergeet hy ook. Ouderdom. He abides. Nee, het was nie. Ja, he abides in me. I'm rejoicing night and day as I walked another way. O. Hy is in my. Skrif sê almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Nou as ek sê ek word deur die Gees van die Here gelei, die skrif leer my, dis die Gees van die waarheid. Jesus gesê is vir julle voordelig dat ek weggaan, want ek gaan julle die Trooster, die Heilige Gees stuur, en julle het niemand nodig om julle te leer nie. Is dit vir my vreeslik opvallend? Ons leer alles aan van hierdie wêreld, maar om by die Gees van die waarheid te leer, is nie so maklik nie. Want dit gaan lynreg teenoor dit wat ek wil hê. Die skrif sê, dit wat wys is vir hierdie wêreld, is dwaas vir God. Ek vra Woensdag aan vir die mense in die bid hier. As die skrif sê, 'n vrou wat bid of profeteer, doen haar hoof 'n oneer aan. Nou, dag my vrou dink aan iets wat ek nie weet nie. 'n Vrou wat bid of profeteer sonder hoofbedekking. Ok, ek wou sê my vrou kyk my nie verniet nie. Dis hoekom ek sê vir my vriend. 'n Vrou wat bid of profeteer sonder 'n hoofbedekking, doen haar hoof 'n oneer aan. En ek vra die vraag, luister God dan na haar gebede? Terwyl die skrif duidelik is, 'n man wat bid of profeteer met 'n hoofbedekking, doen sy hoof 'n oneer aan. En vandag alledaagse ding is die mannetjies met hulle kepsies op en hulle karretjies en hulle wil sê, dis die woord van die Here. Waar het hy dit gekry? Nie by die Here nie. Sorry, ek is ongelukkig wie ek is. Want as ek sê die Here sê, moet ek by sy woord inpas. En daar's 'n ander skrif wat sê, die Here luister nie na 'n gebed van 'n man as hy nie in vrede met sy vrou saamlewe nie. En ek vra die vraag, as ek 'n toesgierige vrou het, en ek probeer alles in my vermoë om in vrede met haar saam te lewe, maar ek kan nie, dan luister God nie na my gebed nie. Weet jy hoekom sê ek die goed? Want my hart met U is opreg. As ek die Here ken in al my weë, God ken die toekoms, dan sal hy my paai gelyk maak. En as ek opreg is met die Here, sal God opreg wees met my. Die skrif sê, hy toon hom verkeerd aan die verkeerdes, en opreg aan die opregtes. Nou kan ek maar gaan bid, as ek 'n vrou is, of profeteer, of die woord van die Here bring, of al die goede wat ons nou maar doen vandag, sonder 'n hoofbedekking. Ek luister gisterand, my vrou WhatsApp, nou, ek hou nie van alles wat die persoon sê nie, want sekere goed
maak nie vir my sin nie. Maar hy praat van 'n vrou wat tot bekering gekom het. En tussen Vrydag en my redenasie, wat sy by die werk weg is, en Maandag wat sy weer teruggekom het werk toe, het daar 'n bekering gebeur. 'n werklike bekering, nie soos die mens dit sien vandag nie. En sy gaan werk toe, en sy's goed geklee, en sy 'n hoof bedek, en sy lyk anders, en die mense vra vir haar, in my woorde, kan ons jou help? En sy sê, ek is so en so, ek werk daar, ek werk nie. Wat het met jou gebeur? En hulle begin agter haar rug skinder, want sy begin die evangelie van God uitlewe. Vandag kom ons tot bekering. Ons sit in die kerk jaar in en jaar uit. Nou wanneer ek hierdie goed sê ek dit met benoudheid. Ek is opgewonde om te sien wat die Here gaan doen. Maar ek is benoud in my binneste om te weet, soveel mense probeer om koninkryk van God in te gaan, maar die skrif sê, hulle gaan nie in staat wees nie. Ek sê in die week vir my vrou, die skrif het 'n antwoord vir alles. En as ek die skrif gaan lees, ek dink ek het dit in die bid hier ook gesê, en ek lees die skrif, nie op my manier nie, nie op my pa se manier nie, maar terwyl ek die skrif lees, vra ek, Here, ek het die Heilige Gees. Die dag toe ek tot bekering kom, sê ek, gee julle die Heilige Gees. Jy het niemand nodig om jou te leer nie. So ek het dit. En dan vra ek, Here, leer my wat U hier bedoel. Weet jy wat? My menswees gaan dit nie aanvaar nie. Maar my siel gaan sê ek het honger na die waarheid. My menswees gaan stryd teen dit, maar my siel gaan gevoed word. Daarom sê ek moet myself kruisig, myself verloon. Want wat weeg die sterkste in my lewenswandel? Ek het vanoggend vir u gesê, He abides in me. Afrikaanse koortjie sê, ek het die lewe van God in my. Ek het sy mag, sy krag en sy geregtigheid. Kan ek en u dit regtig sê vanoggend? Net om na my optrede te kyk. My daaglikse roetine. Kan ek en u vandag regtig sê, ek het die lewe van God in my? Of lieg ek terwyl ek sing? Want as ek die lewe van God in my het, sê die skrif, ek moet my beklee met Jesus Christus. Ek lewe nie meer nie, maar hy lewe binne my. Nou kom ek by wat ek vir u wil lees. Johannes 15 vers 13 tot 15 sê hy, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Ok, dis Jesus wat hier praat. Want die opskrif sê, die laaste onderwysing aan die disippels, vervolg innige vereniging van Jesus en sy disippels. Hy sê, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Julle is my vriende, as julle alles doen wat ek julle beveel. Luister mooi, ek kan nie sê ek is Jesus se vriend nie. My optrede sê ek is sy vriend. My lewenswandel getuig van ek is sy vriend, want as hy my vriend is, dan wil ek alles doen wat hy graag wil hê. Mense wat in groepsdruk vasgevang is,
word groot in 'n huis, my ma rook nie, my pa rook nie, maar my vriendekring rook. En so word die meerderheid vasgevang in 'n gerookery. My vriendekring is drinkers, en so word hulle vasgevang in drink. Ek wil by my vriende aanpas. Nou as Jesus dan my vriend is, nie volgens my nie, volgens hom, sê hy, as ek sy vriend wil wees, sê hy, julle is my vriende, as julle alles doen, wat ek julle beveel. Nie as ek doen wat ek wil, en ek dink hy aanvaar my soos ek is nie. Vandag so daar sê hulle mos come as you is, and stay as you are. Dis hoekom die kerke dood is. Dis hoekom daar geen krag is nie. Want daar's nie 'n verandering in my lewe nie. Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat 'n diensknegt nie weet wat sy Here doen nie. Maar ek noem julle vriende, omdat ek julle alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend maak. Net tot daar. Jesus kom. Nou moet jy pas op. As ons praat van die skrif, wat ons die bruiloft wat by mekaar gemaak is. Sy gaan haal die vriende, want die mense wil nie kom nie. Gaan haal die straatskil mense, wat ongenooid is, en bring hulle in. En die bruidegom kom na die persoon toe wat nie geklee is met die bruilofskleed. Hy sê vir hom, vriend, hoe het jy hier? En die skrif sê hy is uitgegooi. En daar is 'n geween en 'n geknars van tande. Kry 2 verskillende vriende. Jy kry 'n ware vriend. En dan kry jy fake vriende. Ek sien nou die dag op iemand se WhatsApp status. Daar's niks so erg soos 'n vriend wat hom voordoen, in my woorde nou, iemand wat hom voordoen as 'n vriend, maar in geregtigheid is hy 'n vyand nie. Want hy's altyd by jou, en hy begin jou stadig maar seker afkraak, tot hy jou doodgedruk het. Dan's 'n vyand, wat jy weet is 'n vyand beter as hy. Ok, Jesus sê, ek leer julle alles wat ek van die Vader af kry. Nou in vandag se dae is Jesus Christus nie op aarde. Maar hy sê, ek het julle die Heilige Gees gegee, wat julle gaan leer en lei in alle waarheid. Nou wanneer luister ek na die Heilige Gees? Terwyl ek vloek, terwyl ek skree, terwyl ek hoer en remoer en gejaag na wind, terwyl ek besig is om ander mense te benadeel, luister ek na die Heilige Gees terwyl die skrif sê, julle liefde moet aan almal. Beteken ek wil niks aan niemand doen wat hom skade rokkel nie. Hoe maklik pas ons daarby? Nou gaan ek gou na Jakobus toe. Ek is opgewonde oor die boek Jakobus. Jy weet, want die Jakobus was Jesus se boetie op aarde gewees. En Jakobus het saam met Jesus Christus groot geword. Jakobus was deel van die groepie gewees wat vir Jesus gesê het, gaan toon jouself aan hulle, laat hulle jou wonderwerke kan sien. Gaan wys, gaan, laat, jy kan, met hom gespot in my woorde. Maar Jesus, die Seun van God, het aan Jakobus verskyn, en daar het 'n verandering in sy lewe gekom. Hy het besef, Jesus is wie hy gesê het hy is. En vanoggend wil ek vir u lees. Ons het baie redenasies.
Die woord van die Here sê, die Heilige Gees praat nie uit homself uit nie. Maar hy gaan vir julle alles sê, wat ek, Jesus Christus, vir julle wil sê. Nou moet u pas op, ek hoor baie keer, mense praat van my Heilige Gees. Ek lees nêrens in die skrif, dat die skrif sê, hy het vir my 'n Heilige Gees gegee. Maar hy het gesê, ek stuur julle die Gees van God. Dis die Gees van die waarheid. God se Gees is die Heilige Gees. Dit beteken, ek kan mislei word deur die Gees wat my lei. Want jy kry 'n naapgees wat al hierdie goed van die Here namaak. Hoe toets ek die Gees? Aan die hand van die woord. Hoekom sê die skrif? Laat 2 hoogstens 3 profeteer en die res, in my woorde, die Gees toets en kyk of dit uit God is of nie. Want daar is 'n gees wat fake is, maar sy naam is so naby aan die Gees van die Here se, dat as ek nie die Gees van onderskeiding het nie, ek nie gaan weet, ek is besig met vervalsing nie. Luister wat sê Jakobus 2 vers 19. Hy sê, jy glo dat God een is. Jy doen goed. Die duiwels glo dit ook en hulle sidder. Dan gaan my gedagtes terug na Matteus 8 toe. Waar die mense in die begin van sy evangelie Jesus nie gesien het as die seun van God nie. Ek dink op daardie stadium het Petrus en die disippels ook nog nie heeltemal besef, hy is die seun van God nie. Hulle het hom gesien as 'n rabbi. Hulle het hom gesien as 'n leermeester. Wat die evangelie van God verkondig, ja. En hier kom Jesus, by die plek en die duiwels wat al beset is, wat die mense te bang was, om daardeur op daai pad te stap. En hierdie duiwels roep uit, wat het ons met u te doen, in my woorde? Jesus, die seun van 'n lewende God, terwyl die mense op aarde nie besef, hy is die seun van God nie. Ek weet hierdie duiwels klaar, hy is die seun van God. En die duiwels vra, het u gekom om ons voor ons tyd te pynig? Terwyl die mens dit nie weet nie. Hier sê die skrif, jy glo dat God een is. Die duiwel weet dit ook. Hy sê, ekskuus, dat jy glo dat God een is. Jy doen goed. Die duiwels glo dit ook. En hulle sidder. Waar's my en u sidder? Vir die seun van God. Want die skrif sê, dis 'n drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons is maklik om te sê, ek word deur die Gees van God gelei. Hy is God. Die Heilige Gees wat hier in my is God. Maar ek gaan aan met my daaglikse lewe, met die sonde en die ongeregtigheid, met al die verkeerd wat ek doen, en ek toon geen berou nie. Ek toon geen bekering nie. Maar ek sê ek word deur die Gees van 'n heilige God gelei. Hy sê, maar wil jy weet, o nietige mens,
dat die geloof sonder die werke dood is. Ek het geloof in God, maar my werke wat ek doen, getuig nie daarvan dat ek geloof in God het nie. Ek sê ek glo God, hy is die God van hemel en aarde, hy is een, hy het 'n seun met die naam van Jesus Christus, en hy het ons die Heilige Gees gestuur, en die drie is een. Maar my werke getuig nie daarvan, dat hy my God is. Nou vra ek vandag myself die vraag, waar is die verskil tussen my en die sondaar hier buite wat God nie ken nie? Hy glo ook, daar's 'n God. Hy glo ook Jesus Christus het aarde toe gekom, vir ons sondes gesterwe. Hy glo ook, hy lees die skrif, die skrif sê ja, hy het jou die Heilige Gees gestuur. Maar hy doen nie wat die skrif sê nie. Ons sit vandag in die kerke. Ons glo ook so. En ons doen nog steeds wat die skrif sê. Weet jy wat sien ek in die Bybel vanoggend? Ek moes eintlik die skrif gaan hou het. Iewers in Matteus lees. Hy sê, wat afgodsoffers eet, praat hy daarvan. Hy sê vir die mens is dit aanstootlik om nie afgodsoffers te eet nie. Dis nou, kom ons vat nou maar varkie. Ons weet, ons eet die varkie. Want dit is 'n onrein dier, God het hom nooit 'n rein dier gemaak nie. En nou kom ek nou net by die Here uit en ek raak nou aanstoot, omdat ek nou nie mag varkie eet nie. Die pastoor preek daaroor en dit pas nie so mooi by my hart nie. Maar weet jy, wat sê hy? Deur die liefde van Christus. As ek Christus lief het, dan neem ek lering aan, ek mag dit nie eet nie, ek mag nie afgodsofers eet nie, want ek het Christus lief, dan is dit nie vir my aanstootlik nie. Ek doen dit outomaties, omdat God dit van my verwag. Is dit nie liefde nie? Is dit nie om my werke by mekaar om te pas nie? Is Abraham ons vader? Nee, die werke geregverdig toe hy Isak, sy seun, op die altaar geoffer het nie. Sien jy nie dat geloof saam met die werke en die geloof, sien jy dat geloof saamgewerk het met sy werke, dat hy geloof volkome geword het uit sy werke. Toe God vir hom sê, gaan offer vir Isak. Hy het opgestaan en hy het hom gaan offer. Skrif sê nie vir ons wat hy gedink het nie. Maar die skrif sê verder, hy sê, en die skrif is vervul wat sê, en Abraham het God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken. En hy is 'n vriend van God genoem. Geloof in God, om te weet, hy is God, en sy opdragte moet ek uitvoer. Nie kan ek as ek wil nie. Ek moet dit uitvoer. Ek moet doen wat hy van my sê, anders word ek nie deur die Gees van God gelei nie. En dit is hom tot geregtigheid gereken, en hy is 'n vriend van God genoem. Wie het hom 'n vriend van God genoem? Die mense? Nee, die mense het gedink, is iets nie lekker in jou kop nie. Hoe kan jy jou seun gaan offer? God sien hom as 'n vriend, want hy doen wat God vir hom sê. Sien julle dan nou dat die mens geregverdig word uit die werke, en nie alleen uit die geloof nie? Is Rebekka die hoer nie ook net die geregtigheid uit die werke toe sy die boodskappers ontvang het en met 'n ander pad weggestuur het nie? Want soos die liggaam sonder die gees dood is, so is die geloof sonder die werke dood.
Hoe word ek 'n vriend van God? Nie uit my eie redenasies, my eie opinies nie. As ek God as my vriend het, sal hy my nooit wegstoot nie. Want ek sal alles in my vermoë doen om hom gehoorsaam te wees. Weet jy, as jy 'n vriend op skool gehad het, die skool gepol, ons het dit genoem, skool gepol of gebank of gewat, omdat jou vriend vir jou gesê het, doen dit. Dan gaan hardloop jy en doen alles wat jy nie mag doen nie, want mamma en pappa weet nie waar jy is nie. Dis mos stoute kinders. Ek dank die Here, in ons jare was dit nog veilig, jy kon dit doen. Vandag, pas op wat jy doen. Ek weet van 'n man. Ek was nog 'n kind en ek dink hy was al 'n jong man. Wat saam met sy vriende in die nag uit die venster uit geslip het en weggegaan het. Mamma en pappa dink hy slaap in sy bedjie. En hy gaan doen dit wat die vriende van hom verwag. En vroeër die oggend is daar 'n oproep of 'n klop aan die deur. Is jy die moeder van so en so, of die vader? Hy is dood. Hy lê daar. Hulle het hom, ek dink, geskiet. Nee, hy lê in sy bed, hy het gaan slaap gisterand. En dit was nog in my jaar, ek was nog jonk gewees. Dit was nog in die veilige tyd van die lewe. Vandag is niks veilig nie. Vandag is daar nie vrede nie. Daar's niks. Wat 'n skok moes daai moeder en vader gehad het. Toe hulle die deur oopmaak en hulle sien, kind is nie daar nie. Want hy het gedoen wat sy vriende van hom verwag het. Hoe kan ek en u sê, ons is 'n vriend van Jesus, maar ek doen nie wat hy van my verwag nie. Ek wil vanoggend vir u sê, is maklik om te sê, ek is 'n kind van die Here. Nadat ek Woensdag aan daai vraag gevra het in die bidtuur, ek weet ook nie alles nie, en ek dink ook nie aan alles op dieselfde tyd nie. Party dae wens ek was my vrou gewees, of ek was soos my vrou, nie my vrou nie, ek is lief my vrou, maar, weet sy dink op haar voete. En jy moet nie met haar in 'n strik vraag vasgetrek word, want jy gaan verloor. Want sy dink op haar voete. Jy kom op 'n tyd 'n persoon en hy sê vir my vrou, die skrif sê so, en my vrou sê die skrif sê nie so nie. Toe gee sy nie om, of hy in 'n ander kerk 'n pastoor is, en of hy 'n profeet is, en of hy wat is nie, maar die skrif sê nie so nie, want die woord van die Here sê, as iemand kom en 'n ander evangelie verkondig, moet ek hom nie vat nie, mag hy 'n vervloeking wees. Want sy weet wat die skrif sê. Sy gaan haal die Bybel, en sy maak die Bybel op, sê ja, maar ek lees die Engelse Bybel. En op daai stadium kom ek in die huis en ek gaan al die King James, presies wat hy lees. En ek lees die King James en hy het nooit weer daarna uitgekyk nie. Nooit weer nie. Want ons het nie geval vir sy valsheid nie. Pas op vir die skape, vir die wolwe wat hulle cover in skaapklere. Pas op vanoggend vir jouself. Want die moeilikste ding wat 'n mens kan doen, is nie om die Here te dien nie, dis maklik. Maar die moeilikste is om myself te verloon. Ek lewe nie meer nie, maar Christus leef in my. Kan ek en u dit regtig sê? Want die skrif sê, of ek het dit gelees of ek gaan dit nou lees. Nee, ek het dit gelees. 'n vriend lê sy lewe af vir sy vriende. Vir wie het Jesus sy lewe afgelê?
vir sy vriende. En hoe kan ek en u sy vriend word? Is om dit 'n werklikheid vir myself te maak. Die skrif sê, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe gaan hê. God se liefde gee vir iedere persoon 'n kans en 'n geleentheid om jou te bekeer. As jy jou nie bekeer nie, as jy nie glo dat Jesus is wie hy gesê het hy is nie, as jy nie doen wat die skrif sê en jou geloof en jou werke getuig saam dat jy besig is om die Here te dien nie, dan het hy nie vir jou gesterwe nie, sorry. Want dit maak nie vir jou 'n werklikheid. Ek sê tyd terug vir iemand, hierdie Bybel is vir my geskryf. Hoe kan jy so sê, is vir ons almal geskryf? Ek sê, want hierdie skrif vat ek vir my, om my lewe in orde te kry. En as ek hierdie skrif vir my vat, en ek begin by die begin, geen bekering kan gebeur as ek nie glo nie. Deur die gehoor het julle geglo, en daardeur het julle bekeer. En dan word Jesus Christus se sterwe en sy opstanding vir my as mens 'n werklikheid. Dan het hy dit vir my gedoen. Maar as ek nie gebruik maak van dit nie, is dit kragteloos. Dan kan ek maar Sondag na Sondag, wanneer daar nagmaal is, die nagmaaltafel gebruik. As ek my nie bekeer het nie, is dit kragteloos. Dan drink en eet ek 'n oordeel oor myself. Maar weet jy wat, vandag se mense besef nie wat die skrif sê nie. Ek het in hierdie week gesê, hou op om net een versie te vat en dit wet te maak. Dit moes nog aan. Want hoe meer ek agterkom, hoe meer ek die skrif lees, ja, ek het ook daai neiging om een versie te haal en sit ek dit op my WhatsApp status. Wat sê jy nou? Gaan lees die hele ding. En besef waarvan die skrif praat. Maar ons is so besig met myself te please, om myself te regverdig. Terwyl die skrif sê, hy wat homself verneder, sal God verhoog. Hy wat homself verhoog, sal God verneder. Ek wil afsluit met hierdie skrif. In Jakobus 4, vers 3. En ek gaan hom net lees tot en met vers 12. Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, omdat dit in julle wellustighede deur te bring. Luister wat sê die volgende skrif. Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wees, word 'n vyand van God. Luister wat sê. Ek het nou net vir u gesê, ons sê, ons is kinders van die Here. Ons sê, God is my, Jesus is my vriend. Ek sê so. Maar in my werklike lewe, wat vir my 'n werklikheid is ek 'n vriend van die wêreld. Hoe kan ek 'n vriend wees van die wêreld en 'n vriend van God? Want 'n boom of 'n stad wat rondom homself verdeeld is, kan nie staande bly nie. As ek 'n bietjie vriend van die wêreld is ek 'n vyand van God. Dan kan ek nie sê God, ek is 'n vriend van God nie. Abraham het God geglo. En dis tot hom geregtigheid gereken en hy is 'n vriend van God genoem. Hier sê hy, gaan weer verlees. Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Of meen julle dat die skrifte vergeefs en met jaloersheid begeer die Gees om in julle te woon?
So as ek 'n vriend van hierdie wêreld is, woon die Gees van God nie in my nie. Sorry. Stry met my, wys my verkeerd. Want 'n vriend van God, wat deur die Gees van God gelei word, het die liefde van God, en dan bly ons in sy gebooie, en as die skrif vir my sê, hierdie goed maak dat jy die koninkryk van God nie beerwe nie, dan kom die Gees van die Here en hy oortuig my, en met die liefde van Christus bly in my liefde, as julle my gebooie bewaar, dan bly julle my liefde, dan werk die twee saam, en uit liefde uit, vir Christus, doen ek dit wat die skrif sê ek mag nie doen nie, doen ek dit nie. Met jaloersheid. God se Gees deel homself met geen ander gees nie. Met geen ander wil nie. Wanneer my eie wil in werking tree, dan staan God terug en hy los my. Daarom sê apostel Paulus, ek bekeer myself daagliks. Vandag sê ons het in 2008 tot bekering gekom. En ons het 'n datum agter in ons Bybel neergeskryf. Dit is my geboortedatum wat ek my hart vir die Here gegee het, en die res daarvan beteken vir my niks. Want wanneer jy die eie wil opstaan, verloon ek eintlik Christus. Petrus het hom verloon. Verraai. Judas het hom verraai. So wanneer my eie wil opstaan, en ek doen dit wat hierdie wil van my doen, dan verloon ek Christus. Dan moet ek my weer bekeer voor God. Vandag, as jy gaan om jou hart uit te bely en jou verkeer voor God, dan sê hulle nie, ek gaan jou geestelike berading gee, wat onskriftuurlik is. Geen mens kan jou geestelike berading gee nie. Jy moet jou voor God bekeer in gees en in waarheid, dat jy deur die Gees van God gelei word. Of meen julle dat die skrif te vergeef sê, met jaloersheid begeer God, begeer die Gees wat in ons woon. Maar hy gee groter genade. Daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle vlug. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Reinig julle hande, julle sondaars. Suiwer julle harte, julle dubbelhartiges. Weerklaag, treur en ween. Laat julle gelag in treurigheid verander word, en julle blydskap in bedruktheid. Verneder julle voor die Here, en hy sal julle verhoog. Broeders, moenie van mekaar kwaad spreek nie. Want die wat kwaad spreek van sy broeder, en sy broeder oordeel, spreek kwaad van die wet, en oordeel die wet. En as jy die wet oordeel, is jy nie 'n dader van die wet nie, maar 'n regter. Een is die wetgewer, hy wat mag het om te red en te verderf, maar jy, wie is jy wat ander oordeel? In die eerste plek wil ek vanoggend vir u sê, as ek 'n vriend van God wil wees, of 'n vriend van Jesus, moet ek luister en doen wat hy vir my sê. Ek kan nie sê, ek hoor wat hy sê, en ek doen nie. Want dan is ek 'n stad wat verdeeld is in myself. Daar's net twee paaie. Een wat reg is, en een wat verkeerd is. As ek deel is van die verkeerde weg, die breë weg wat baie gaan vind, hou op om te roem en te sê, ek is 'n kind van God. Want dan loop ek in groot manskap. En ek dink ek is beter dan ander.
Maar weet jy iemand wat by die ware pad uitkom, besef ek is niks. En ek wys die liefde van Christus vir die wêreld daar buite, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, hy sal jou rus gee. Maar in die tyd wat ons in lewe, elke persoon 'n God in homself geword. Daarom sê ek, my Heilige Gees, want ek is nie op die pad wat die woord van die Here vir my sê, is 'n smal weg wat min sal vind nie. En daai persone word deur die Gees van God gelei. En as ek deur die Gees van die Here gelei word en ek gehoorsaam hom, dan gee ek nie om wat op die wêreld gebeur nie. Ek gee nie om van die teekanting wat ek kry nie, want ek het Christus as wins. Ons is so benoud oor die dag van môre. Ons het geen beheer oor die dag van môre. Maar ek wil vanoggend vir u met hierdie woorde afsluit. As ek sê, ek is 'n kind van God, lewe die lewe wat by die bekering pas. Sodat God kan sê, daar loop 'n vriend vir my. Kom bid ons en ons ontvang nie. Weet jy hoekom? Want ek is nie 'n vriend van God nie. Ek is 'n vriend van die wêreld. En pas op, as my hart nie opreg is met die Here nie. Want hy toon hom verkeerd aan die verkeerd, as hy sal jou gebed al tog antwoord op. Om jou in die verderf te werp, pas op. Maar kom ons kom by die ware evangelie uit. En ons begin die Here dien in gees en in waarheid, sodat daar 'n verandering in hierdie wêreld kan kom. Ek stuur so dat terug 'n ding op my status en ek sê, het God dan verander? Of het die mens verander? En iemand stuur vir my terug, miskien moet ons weer tot bekering kom, sodat God die mense kan verander. Die probleem is, ons wil die mens verander, maar ons self is verward. Ons wil die mens na die Here toe lei, maar ons self is nie by die Here nie. Daarom sê die skrif, julle gaan neer en gaan maak disippels, dan maak julle, in my woorde, kinders van die bose soos julle. Want ons net een weg. En hy is baie smal. Maar die gebed van my hart is, Here, maak ons oë oop, dat ons kan sien, omgord my verstand met die waarheid, en skep in my 'n rein hart, o Here. Ek is nie baie lief vir hierdie nuwe New Age gospel musiek nie. Maar daar's een liedjie wat hier in my hart, in my kop dwaal. Open the eyes of my heart, Lord. Let me see. My hart is die oorsprong van my lewe. Maak my oë van my hart op, maak my oë van my gees oop, dat ek kan sien om by die waarheid van God uit te kan kom. Tot sover in sy woord. Amen. Onthou die skrif sê, is nie almal wat sê Here, Here, wat ingaan in die koninkryk van die Vader nie, maar hy wat die wil van die Vader doen. En my begeerte is dat almal hemel moet maak. Daarom sê ek vir u, kom ons kom by die waarheid uit. En ons vergeet ons verskoningies. Ons vergeet dit wat vir my reg en verkeerd is. En ek begin bietjie gehoorsaam raak aan die Heilige Gees. Ek sê, Here, lei my deur die Gees, sodat ek kan doen dit wat u van my verwag. Tot sover. Amen. Kom ons staan. Gaan ons hierdie diens vandag. Vader, ons kom weer na u toe in die naam van Jesus Christus. Ek wil vanoggend vir u vra, Here, dat u die naprediker van hierdie woord sal wees. Amen. Here, dat u diegene wat daarna luister, Here, dat hulle nie sal luister wat Henry Warren gesê het nie, maar Here, dat hulle hoor die Gees van die Here wat roep tot bekering. Dat hulle sal hoor die Gees van die Here wat soek na manne en vroue wat deur die Gees van die Here gelei word.
Ek wil bid, Here, dat U waar die woord sal gaan, dat U dit sal lei. En Here, dat U mense se harte sal aanraak. Gaan saam met ons deur die week wat voorlê, 'n onbekende week by ons. Maar Vader, dis bekend by U. Leer ons, lei ons, dat ons sal doen dit wat U van ons verwag. Hou ons onder die bloed, bring ons weer op U bestemde tyd bymekaar. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Mag jy 'n geseënde week in die Here hê, en die Here met blydskap tot ons mekaar weer sien. Amen.